Dis intens, né? So dit wys jy eintlik soos op 'n visual manier. So kom ons vat dit terug. Die feit dat hierdie beeld die realiteit is. Eerste horseman is die wit perd met die boog, pyl en boog. Nou, die wit perd en die wit ridder was gesien aanvanklik as die Messias, as Jesus. Maar in hierdie geval is dit die valse Messias. Hierdie is die mens wat die propaganda en die valse leer eintlik ons probeer om weg te trek van Christendom af. Hierdie is 'n voorbeeld van dit. En in ons geval en in ons stelsel noem ons dit die media. So check nou uit, hè. So daai is nou die staak, né? Die ou is busy hero is dis almost hier, en Iron Man is awesome. So, ek sien Kai is net op. Sy sê is arrogant en buffel. Maar anyway, wie ook al, die ding is, Hollywood maak van die ouens die massive heroes. Maar in realiteit is dit iemand wat 'n paar keer in die tronk op was, drugs gebruik en sulke stuff. Dis nie eintlik 'n rolmodel, maar Hollywood bou hierdie op, is hierdie fasaad, hierdie massive sluier wat hulle oorsit, dit is nie die realiteit nie. En dit besluit jou om te dink aan wie is, dit verander jou persepsie van die Here. Want wat is 'n hero volgens Hollywood? 'n Hero volgens Hollywood is die ou wat heeltyd kanker en oorwin. Wie is die grootste hero of all time? Dis Jesus. En Jesus het gekom en hy het gesterf en so oorwin. Wie is die regte hero as julle? Die ou wat in Somalië gaan en kindertjies gaan help wat siek is. Nie ou wat op die TV-skerm rondhardloop en cool lyk. Ek love movie, so jy weet jy verstaan en ek gebruik baie keer movies om te sê. Al wat ek sê is, wees nie versigtig en ons nie onrealistiese heroes worship nie. Want ons kan Superman, en Batman, en Iron Man, en Hulk, en Jason Statham, en wat sal hy ouwe die chicks so hard op holders, wat sal dit so nou Channing Tatum, ons kan alles worship, weet jy wat, ons moet eintlik net besef, wie die werkende heroes is in lewe. Julle moet net 'n bietjie verby gaan kyk, ouens. Die wit perd, die pad van propaganda en dit is die media. Dit is stabeleer, ek dink nie dit hier gesit, ja, ek sê terug. Dis, hulle vir ons net change, so stelselmatig verander jou persepsie van die lewe en word ook ingestik die universele droom. Dat jy nie meer worry oor enigiets of iets anders nie. Jy volg net dit na. Dat jy net op jouself kan fokus en kry wat jy wil hê. En as dit gebeur, die wit perd succeed. En die result van die wit perd is die rooi perd. Die rooi perd gaan oor oorlog, devastation, gaan oor oorlog en bloedvergieting. Dis waar die rooi perd gaan. So, wat was Hitler in meeste mee gewees? Hy het die wit perd briljant gebruik. Propaganda. So hy het vir die ouens gesê, mense, julle is Duitsland, julle is die Ariese volk, blauwe, blonde hare, jy is amazing, en enigiemand anders is 'n threat vir jou. So kom ons maak al die Jode dood. Dit is logika as dit. Ouens, ons gaan weer, ons is die ultimate volk, kom ons maak die res dood. Dit is nie 'n goeie logika, maar weet jy wat het gebeur? Hy het die ouens besluit, en vir hulle gesê, jy is die beste, kyk hoe awesome is jy, dat so hulle die ouens geselekteer het vir die val van essays en goeders. Dan is daar die essays wat hulle gesoek die beste unit van daai tyd, en daarso staan jeugddienstführer, dit jeugddien die
vuur was miskien kleur gewees. So hierdie goed was, en hierdie ding gaan oor, jy moet werk, as jy, al is jy ou met 'n graaf, weer rondloop, jy is deel van die Klitse Army, en, jy weet, die Nazis is nommer 1. Die punt wat ek wil maak is, hy propaganda gebruik, en die witperd gebruik, om die mense te beheer. En wat is die result daarvan julle? Massive oorlog. World War II. Wat hoeveel bloed vergiet het. Wat hoeveel mense se lewens gebreek het. Wat bad was. So ons is aan dieselfde ding, verstaan, ons moet pas op. Wat ons doen, maar weet julle wat? Dat ons nie ook in die trek van die media intrap en dat die bloed wat ons vergiet ook mense se lewens so affekteer, want ek sê vir julle, dis die result is alles gaan eventually oor wie die hulpbronne besit. Wie besit die olie, wie besit die grootste aandele en wat. En eventually is uiteindelik mense op so, hulle is so gefokus op dit te kry wat hulle wil hê, dat hulle mekaar sal doodmaak daarvoor. Just imagine, kom ons, ek wil nou op julle vlak sê, meisies, imagine daar is 'n ouetjie wat jy baie graag wil hê, daar is 'n ander meisie by die ouetjie, en jy gaan jy sê vir die ouetjie, die meisie het nou die aand vir Pietie gesoen by die Valentynsbal. En hy gaan en hy slaap vir Pietie, en hy los die meisie, en jy sê, maar ek is beter as sy, en hy vat jou. En julle is regtig om te doen. En die werklikheid is dit van, as ek 'n promotion wil en ek sê met anders in naamstel, as ek 'n promotion kan kry, dan is dit ook nie reg. Van die ding is, wat dan die rooi perd volg, is die swart perd, wat gaan oor verwoesting, dis devastation. Okay? Die swart perd is die nagevolge van die rooi perd. Nou gaan jy sien die so. Ja, dis definitief die nagevolge wat die droom kan veroorsaak. So, die swart perd hang op direk aan saam met die wit perd, maar is ook soos 'n gevolg van die rooi perd. So die wit perd was uit die droom vir ons gemaak, né? Sê gou hierso. Dit is hoe 'n berg lyk na ons gemeen het vir ystererts. Ystererts dit was nou die goeds gebruik om yster mee te maak. So as jy 'n nuwe foon koop, terwyl jou foon op yster nog eintlik goed werk, jy weet jy het die tank raai ding uitgehaal. As jy nie in jou eie lewe elke keer wat jy jou Coke drink en jy sien daar staan op die Coke en die cycle, en jy besluit jy gaan met hier in die asblik dit gooi. Dink jy dis reg in die aarde? Dink jy dat die stemmer is om met my as ek vanaand vir julle sê, ons doen daar maar 'n horrible werk om ons land en ons wêreld aan te kyk. Devastation van die human being op die aarde is insane. Kan alles justify. So honger kind, wat so honger is, hy pas in die skottel, so arm en klein is. Maar in ons land kan ons president sy huis van 200 miljoen maak en bou. Wat is fout met ons society, mense? Kan jy sien dat die perde al klaar besig is om rond te hardloop? Slaat die realiteit julle so 'n bietjie. Want hulle is daar. En die is die uitbeelding van verskil tussen die ryk mense en die arme mense. En die divide word al groter. Dis intens. Dis 'n realiteit uit. Sy vra my huis kom net in Breekie, wie is dankbaar. Daar is miljoene maar buite, maar dit nie.
devastation van oorlog. Die devastation van die rooi perd. Dit is Berlyn of iewers na die Tweede Wêreldoorlog. God. Mense dink hulle is vernietiging verwoes. Doodgemaak. Devastation op ons gesinne. Jou pa en jou ma werk so baie dat net nie meer tyd is en as wat tyd is, dan sien hulle kom met 'n fighter. Devastation van 'n society. Dan is daar die valperd. Dood. Dood vir die aarde. Dood van mense. Dis wat Hitler gedoen het met mense. Hy het net so gebly, so geslaap. Net op die eindig daar. Dood. Dis 'n figuur. Maar ons doen dit baie keer op emosionele vlak op mekaar. Ons doen dit op 'n natuurlike manier met die wêreld. So daai valperd is hierom. Kan jy dan sien dat ons leef eintlik al reeds waar die siel gebreek is, en kan jy dit agterkom. Ons is saam, ek gaan net 'n vinnige stukkie wys, dis amper tyd. Van Linkin Park.